Môre, hoe gaan dit by julle? Kan julle glo, daar's 'n nuwe maand op ons horisonne. En die Here het vir ons deur die eerste maand van hierdie jaar gedra, en daarom weet ek en daarom glo en vertrou ek dat hy dit ook in hierdie maand sal doen. Ek hoop julle naweek was rustig en dat julle lekker gerus het. Mag julle uitsien na Februarie van 2026. Mag hierdie jou beste maand ooit wees. Mag dit jou maand wees waarin jy jou geloof laat wortel skiet, laat posvat, laat groei, laat vrug dra, en mag dit saam met die wonderlike liefde van die Here gebeur. Ja, ek wil vanmôre vir julle lees uit Matteus hoofstuk 6, gaan 'n paar verse daaruit aanhaal, is vers 25 tot 27 en dan ook vers 31 en vers 32. Ek sê vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Kyk na die wilde voëls. Hulle saai nie en hulle oes nie, en hulle maak nie in skure bymekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Trouwens, wie van julle kan deur hom te bekommer sy lewe met een enkele uur verleng? Julle moet julle dus nie bekommer en vra, wat moet ons eet, of wat moet ons drink, of wat moet ons aantrek nie? Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Het is belangrik om die gedeelte vanmôre in sy konteks te verstaan, want Jesus maak 'n baie diep en nodige punt, en dit gaan oor afhanklik wees. Maar weet julle, hierdie teksvers laat my nogal baie keer ongemaklik voel. Ek weet nie of dit vir julle ook doen nie, want ek bekommer my maar baie keer, veel te meer, oor dit wat Jesus so ligweg net hier noem, en dit sommer so van die hand wys, nê? Dinge wat met lewensonderhoud te doen het. En ek meen dikwels met oor mot en roesgoed, nê? Verganklike dinge. Ek leef baie keer in 'n kommervolle wêreld. Ek soek sekuriteite. Ek gaar op met die oog op eendag. Ek bekommer my oor my dierbares se veiligheid. Ek bekommer my oor hulle toekoms. Ek is selfs bekommerd oor my land en sy mense. En Jesus sê hier, maar ek moet my nie bekommer nie. Wel, 'n mens moet daarom seker ook verantwoordelik wees, dink ek, wil ek baie keer terugsê, as ek na hierdie gedeelte kyk. En dan besef ek, dis net daar waar jou en my knoop moet wees. Die grens tussen verantwoordelike optrede en Gods vertroue. En my sin verantwoordelikheid moenie my lagplooie in kommerplooie verander nie. Ek moet leer om al my goed waaroor ek my bekommer aan die Here op te dra. Ek moet in sy onuitspreeklike vrede rus vind. En ek wil vanmôre eintlik sê dat Paulus dieselfde sê. Hy sê in Filippense 4 vers 6 en 7, moet oor niks besorgd wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. En vanmôre toe ek hierdie twee gedeeltes bymekaar sit, toe val die pennie uiteindelik vir my, en ek hoop dit val vir jou. Wanneer ek en jy ons nog steeds bekommer, vat ons die Here se plek in ons lewe. Dis nie ons werk om te bekommer nie, dis ons werk om te vertrou. Die Here sal daai bekommernisse vir ons dra. En mag ek en jy dit leer, dat ek en jy ten volle alles wat ons is en alles wat ons het, kan oorlaat aan die een wat beter weet. En as ons dit nie doen nie, sê Jesus, julle is net soos heidene wat hulle bekommer. Julle Vader in die hemel weet mos dat julle hierdie goed nodig het. En mag daai pennie vanmôre weer vir jou drop. Vertrou op die Here. Hy is die een wat sal sorg. Kom ons bid saam. Here Jesus, kom leer my om die koninkryk eerste te soek. Kom leer my om dit my eerste prioriteit in my lewe te maak.
dan weet ek dat U ook al hierdie ander dinge vir my sal bygee. En dankie dat ek dit vanmôre mag bid en vra. Help my om dit beter te doen. In Jesus se naam. Amen. Ja, mag julle 'n wonderlike en 'n geseënde dag verder hê. En dan praat ons môre weer. Totsiens.